As 'n mens so deur die Bybel blaai, is daar soveel boodskappe, teksgedeeltes wat handel oor die Heilige Gees. En as jy in die Pinksterkerk is, dan het jy heel waarskynlik al verskriklik baie preke gehoor oor die Heilige Gees, dienste soos hierdie bygewoon. En miskien dalk met elke een van hulle gekom met 'n verwagting en gehoop iets gebeur wat jou in jou hart gaan roer en gaan prikkel en gaan verander. En ek bid regtig dat die Heilige Gees met hierdie reeks wat ek vir jou gaan bring, jou hart gaan aanraak en jou persepsie rondom die werking van die Heilige Gees ook drasties gaan verander. Ek wil vanaand fokus uit Joël uit die Ou Testament. Ons gaan môre aand in die Nuwe Testament in beweeg, so moenie dit misloop nie. Moenie môre aand mis nie en moet ook nie Sondagoggend mis nie. Ek gaan môre aand gaan ek vir jou die teksverse hier op die projektor gooi. Ek het hulle nou vanaand gaan ek dit sommer vir jou lees. So jy kan maar jou Bybel so lank oopmaak by Joël 2. Want ek gaan vir jou daar lees so 'n paar gedeeltes. Nou ons as Pinkstergelowiges is deeglik bewus van die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2. Ons het boodskappe gehoor, ons ken die preke, ons geleer van die uitstorting van die Heilige Gees met die spreek in tale, alles wat daarna gekom het, die vrug van die Gees het ons al van Sondagskool se tyd af geleer en dis meer. Maar die vraag wat ons wil antwoord in hierdie Pinkstertyd is, wat is die rol van die Heilige Gees in die laaste dae? Ek wil vanaand hierdie stelling maak. Hier sit ons 'n klein groepie mense vanaand by mekaar. Maar ek wil vanaand hierdie stelling maak en ek wil vir jou die een ding vra. Hoe hoor jy die stem van die Heilige Gees? Ek het al baie foute in my lewe gemaak. En ek glo jy ook. Verskillende foute op verskillende terreine, besluite wat jy geneem het, wat ook al die geval mag wees. Maar die een fout wat ons nie kan bekostig om te maak in die tyd waarin ons nou lewe nie, is om die stem van die Heilige Gees te onderskei tussen al die ander stemme wat met jou praat. As jy dit nie kan doen nie, is geen ander fout wat jy in jou hele lewe gemaak het, kan match met die impak wat hierdie een fout in jou lewe sal maak, as jy nie die stem van die Here kan hoor nie. Ons beweeg in 'n tyd in waar daar toenemende dwaling sal wees. Misleiding wat die wêreld nog nooit gesien het nie, op subtiele maniere wat ons baie moeilik kan interpreteer. Vir die persoon wat nie met die Gees vervul is nie, sal dit onmoontlik wees om te kan onderskei wat is reg en verkeerd. Daarom wil ek vanaand hierdie stelling reg in die begin maak en ek wil vir jou sê dat in jou individuele stilte tyd en verhouding en passie met God en met jou behoefte om meer te leer en jouself te verdiep in die woord van die Here, is dit van kardinale belang dat jy intense moeite sal doen om die stem van die Heilige Gees te onderskei in die warboel van stemme wat ons elke dag in ons koppe en in ons lewens en rondom ons hoor. Want niks sal belangriker wees in die eindtyd as om die stem van die Here te hoor, die parakleet, die leier, die leidsman, om sy stem te kan identifiseer tussen alles wat met ons praat en kompeteer vir ons aandag. En ek wil vanaand wil ek sê dat ek dink ek hoef dit regtig vir jou te sê nie, maar bemarking is mos gemik. Ons word so, elke dag word iemand gebel en getreiter en getuister met oproepe van goed wat hulle aan jou wil verkoop. As hulle jou nie bel nie, dan stuur hulle vir jou e-mails en hulle stuur vir jou boodskappe op jou foon en hulle bemark, hulle gooi allerhande goed na jou toe. Daar's soveel dinge wat kompeteer vir jou beursie. Maar ek wil vanaand vir jou sê, niks vergelyk met die stryd wat aan die gang is nou op hierdie oomblik vir jou siel nie.
Daar is 'n intense geveg besig vir my en vir jou siel. Neem kennis daarvan. Ek vat jou na die boek Joël toe. Nou, voor ek vir jou lees uit Joël uit vanaand, wil ek vir jou sê dat ons weet baie min van die profeet Joël af. Ons is nie eens seker in presies in watse tyd hy geprofeteer het en deel was van Israel en die Smerie. Ons weet nie baie van hom af nie. Maar sy woorde is belangrik genoeg geag om opgeneem te word in die Kanaan, in die kanon. En ons lees vanaand met baie goeie rede uit die boek Joël uit, omdat Joël so 'n akkurate voorspelling gemaak het van die toekoms en dit letterlik amper presies so tot vervulling gekom het in Handelinge 2, baie jare later. Nou hier in Joël kom Joël en hy profeteer oor die volk Israel, wat op hierdie stadium afvallig en weg van God af is. En Joël kom en hy sê vir hulle, reg in die begin Joël 2, ek gaan net hier en daar so versie vir jou lees. Hy sê, maar kom nou, sê die Here, kom met julle hele hart terug na my toe, vas, huil en treur. Hoor die boodskap wat hy vir my en vir jou ook sê vandag. Kom terug na my toe. Hy sê in vers 13, Joël 2 vers 13, hy sê, skeur julle harte en nie julle klere nie. God stel nie belang aan jou uiterlike performance en die dinge wat ons doen om ander mense te beïndruk nie. En daarom sê hy vir die volk van Israel, hy sê, skeur julle harte en nie julle klere nie. Kom terug na die Here julle God toe. Hy is genadig en barmhartig. Hy is lankmoedig en vol liefde. Hy is bereid om straf te herroep. Wie weet of hy nie die straf sal herroep nie. Of hy nie weer voorspoed sal gee nie, sodat daar weer graan en drankoffer sal wees vir die Here julle God. 'n boodskap wat hy uitstuur aan die volk. En ek dink net so relevant vir Suid-Afrika en vir die kerk en vanaand vir my en vir jou. Die volk is afvallig. Ons is vol kritiek en stories. Ons hardloop rond van bakpoort na stuurpoort. Ek vanaand vir julle sê, daar seker, ek weet nie hoeveel kerke in ons omgewing wat vanaand iewerster in klein groepies bymekaar kom nie. Miskien is dit hoe die Here dit beplan het, miskien help dit om die kerk se behoud te verseker vir die toekoms, want ons weet dat die kerk onder geweldige aanslag sal kom, soos wat ons nader beweeg na die einde toe. Daarom wil ek vanaand vir jou sê, moenie mismoedig word wanneer min mense by mekaar sit nie, want die woord sê vir ons, waar 2 en 3 by mekaar is, daar is God teenwoordig. Ek het vir julle Sondag gesê, dat God is net so teenwoordig hier soos wat hy enige plek is. Die probleem is dat ons nie altyd inskakel by daardie teenwoordigheid nie. Joël kom op 'n plek, en hy sê hier in vers 27, hy sê, dan sal julle besef dat ek by Israel is, dat ek die Here julle God is, daar buiten my nie 'n ander is nie, my volk sal nooit weer in die skande kom nie. Hoor gaan wat sê vers 28, Joël 2 vers 28, en wanneer dit alles gebeur, kom ek lees vir jou hier, hy sê daarna, dat ek nou net my teksversie so kry, hy sê hier, en wanneer dit alles gebeur het, in Joël 2 vers 28, sal ek my gees laat kom op al die mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle ou mense sal drome droom, julle jong mense sal visioene sien. In daardie tyd sal ek my gees laat kom selfs op die wat nie in aansien is nie. Ek sal tekens gee in die hemel en op die aarde, bloed, vuur en rookwolke. Die son sal donker word, die maan bloedrooi, en dan sal die groot en die vreeslike dag van die Here kom. Elke een wat die naam van die Here aanroep sal gered word. En ek gaan net daar stop. Ek wil net vir jou die 2020 vertaling net hierdie 2 verse lees.
in Joël 28, 2 vers 28 en dan vers 30 en 32. Luister wat skryf hy hier. Hy sê, daarna sal ek my gees op alle mense uitstort. Julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ou mense sal drome droom. Julle jong mense sal visioene sien. En ek sal wonders in die hemel en op die aarde laat plaasvind. Met ander woorde, daar's kosmiese dinge wat plaasvind, né? Maar daar's ander goed ook. Bloed, vuur en rookkolomme. Die son sal donker word en die maan bloedrooi. Dit sal gebeur voor die groot en die verskriklike dag van die Here aanbreek. Enige persoon wat tot die Here bid sal gered word. Die mense wat ontsnap sal op die Sionsberg in Jerusalem wees, net soos die Here gesê het. Hulle sal tussen die oorlewendes wees wat die Here geroep het. Nou baie kommentare en baie Jode erken dat hierdie gedeelte, hierdie profesie van Joël verwys na die messiaanse tyd, met ander woorde die koms van die verlosser, daar was die Messias verwagting en hierdie uitspraak het absoluut gemik op die tyd wat Jesus sou kom. En dan gebeur dit, en ek wil jou net in hierdie gedeelte vat, en ek wil hê jy moet die oorsig kry van wat Joël vir ons hier sê. Dit is baie belangrik vir wat ons gaan leer vorentoe. In die eerste plek, hierdie profesie is universeel. Hy sê op alle vlees. So in Joël se konteks volg hierdie belofte van Joël, volg die bekering en die herstel van Israel volgens Joël 2 vers 12 tot 27. Dit kom as 'n seën, as 'n blessing in die Messias tyd. Dis hoe hy dit sien. En dan sê hy spesifiek, hy sê in die laaste dae. Nou moontlik verwys Joël, en ons weet later hy doen, ons gaan dit bespreek, hy verwys na die koms van Jesus in die Nuwe Testament. Met ander woorde, Joël se profesie is 'n visie en 'n uitkyk op 'n tyd wat nou nog kom. Dit lê nog voor, dit kom nog. En hy sê, daar gaan 'n tyd aanbreek wanneer die kennis van God, wanneer dit wêreldwyd versprei en die Heilige Gees in 'n veel ryker mate uitgestort sal word op die mensdom, die wat na God streef en die wat hulle harte voor God skeer. Dan noem Joël spesifiek 'n paar dinge, ek wil hulle vir jou noem. Hy noem spesifiek hierdie profetiese inspirasie. Hy sê, mense sal in hierdie tyd hulle sal visioene sien. Die ou mense sal drome droom, die jong mense sal visioene sien. In daardie dae. Hy sê hierdie dinge gaan gebeur. Hy sê mense sal profeteer, droom, dinge sien, ervarings in die geesteswêreld hê, soos wat die tyd nader kom. Nou wat Joël eintlik vir ons sê, hy sê in daardie tyd, met ander woorde, dit sal nie meer beperk wees tot die profete van die Ou Testament nie. Hy sê, want die Gees sal uitgestort word op alle mense. Julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ou mense, julle jong mense, die seuns en die dogters, die mans en die vroue. In die Ou Testament was hierdie gebeurtenis slegs beperk tot die mans in die Ou Testament. Maar die Heilige Gees kom en die Heilige Gees breek hierdie grense alles af. En hierdie Gees van God sal dan oor elke mens kom en hulle sal die evangelie en die woord van Jesus Christus tot aan die uithoeke van die wêreld sal hulle dit uitdra. En natuurlik weet ons baie mense sal dit verwerp. As ons nog verder terugdraai as Joël en ons kom tot in Moses se tyd in Numeri, dan was dit vir my baie interessant om te sien dat selfs Moses het 'n belewenis van die Heilige Gees gehad. Ons weet dit omdat God aan hom verskyn het in die braambos en God met hom gepraat het en God hom gestuur het en hom die krag gegee, die wonders wat gebeur het deur Moses. En Moses kom in Numeri 11 vers 29 en hy sê die volgende, hy sê, Here, het die Here tog maar van die hele volk profete gemaak, het sy Gees maar oor hulle almal gekom. Het dit maar net gebeur. Moses in sy tyd al kyk na die mense en hy sien die afvalligheid, hy sien die ongelowigheid van hierdie mense en hy sê as hierdie mense maar net
as die Gees maar net oor hulle gekom het. En dan sien ons in Joël 2 kom Joël en hy profeteer dit, wat Moses al begeer het in Numeri. Hy sê wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle sal drome droom, julle sal gesigte sien, die Gees sal in julle werk. Hoekom gebeur dit? Wanneer julle harte skeer en julle self verootmoedig voor God. So Joël se profesie vervul hierdie spesifieke belofte. Ou mense, jong mense, seuns en dogter, niemand is uitgesluit nie. Maar hier is 'n ander deel in Joël. En hierdie deel praat van die bloed en vuur en rookkolomme of rookdampe, rookpilare soos wat sommige teksverse sê. En baie kommentare verwys na hierdie as oorlogsverwante tekens. Hoor jy wat ek vir julle sê? Oorlogsverwante tekens. Ek gaan nou 'n bietjie verder daaroor sê. En dan gaan hy verder en hy gebruik hy sê die son sal donker word en die maan sal bloedrooi word. Met ander woorde, hier's kosmiese tekens, hier's verskillende groepe tekens. Hy sê aan die een kant is hierso die son verduister, die maan bloedrooi voordat die groot en die verskriklike dag van die Here aanbreek. Nou ek lees in verskeie gedeeltes waar Joël spesifiek praat hier. Ek wil graag vir jou hierdie verskeie teksverse net so vinnig lees terwille van konteks. Joël 2 vers 10. Voor hierdie volk bewe die aarde, skud die hemele, die son en die maan word duister en die sterre hou hulle glans terug. Dis wat hy sien. Nou dink vir 'n oomblik aan hierdie toneel. Daar's geen lig nie. En as jy in Suid-Afrika bly, is Eskom ook 1/10 af. Die son is nie daar nie, die sterre, die maan, alles is, die sterre gee nie eens hulle lig nie. Miskien kan ons dalk spekuleer en ons kan sê dis omdat die wêreld gevul is met rookwolke. Die rookdampe blok die lig uit van die sterrehemel. Miskien kan ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. Joël 3 vers 15. Die son en die maan word donker en die sterre hou hulle glans terug. Joël sien 'n geweldige donker oomblik. Hy gaan verder in Jesaja in Jesaja 13 vers 10 profeteer Jesaja die volgende. Hy sê ja, die sterre aan die hemel ruim en Orion met sy sterrebeelde laat nie meer hulle lig skyn nie. Die son word donker sodra dit opkom en die maan straal nie sy lig uit nie. Kosmiese verskynsels. Miskien kan ons dalk nou debatteer dat wat Joël hierso sien is, hy sien dat dit fisies nie meer skyn nie, daar's dalk 'n maansverduistering of 'n sonsverduistering. Moontlik gaan dit oor besoedeling, rookdampe wat die hele aarde bedek tot so 'n mate dat ons nie eers die sterrehemel meer kan sien nie. En dit is 'n baie groot moontlikheid. Amos 8 vers 9. Op daardie dag is die uitspraak van my Heer, die Here, sal ek die son laat ondergaan op die middaguur en dit helder oordag donker maak vir die aarde. Neem kennis dat hierdie oorlog en kosmiese tekens nie vervul is met die uitstorting van die Heilige Gees, die vervulling van hierdie profesie in Handelinge 2 nie. Ons het in Handelinge 2 het ons gesien wat daar gebeur het. In Handelinge 2 het hierdie belofte, hierdie profesie in Joël 2 het in Handelinge 2 tot vervulling gekom in die uitstorting van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is uitgestort, mense het in tale gepraat, die seuns en die dogters het geprofeteer. Ons sien in die Nuwe Testamentiese kerk, waar die kerk gebore was met die uitstorting van die Heilige Gees, dat die helfte van Joël se profesie tot vervulling gekom het. Met ander woorde, iets het begin. Maar dis nog nie klaar nie. Dis nog nie klaar nie.
Joël gee nie vir ons 'n tydsverloop in sy profesie nie, maar hy's baie duidelik met die doel van hierdie dinge. En hy sê vir ons, hy sê enige persoon wat in hierdie tyd tot die Here roep en die Here aanroep, sal gered word. En ek het 'n bietjie gaan kyk daarna. Ons lees dit in Psalm 116 vers 4, Spreuke 18 vers 10, Jesaja 44 vers 5 tot 8, dat wanneer jy uit jou hart uit die Here aanroep, sal jy gered word. Mense, ek dink ons beweeg in 'n tyd in en ek sê nie dit was nooit nie so nie. Maar die tyd vir gees geïnspireerde boodskappers wat woord gefundeerd, gees geïnspireerd en Christus gesentreerd boodskappe bring, is van uiterste belang in die tyd waarin ons nou lewe. Tog is kerke gevul met predikers wat boodskappe bring wat mense in hulle gehoor streel. Sê die mooi en die lekker dinge om te hoor vir die volk. Sodat ons kerke oorloop en ons koffers oorloop, maar die Here se dag kom nader en nader. En God soek dat die volk hulle harte voor hom moet skeer. Handelinge 2 vers 38 tot 41, Petrus noem die volgende, hy sê, en Petrus antwoord hulle, hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle in die naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes gedoop word, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Want die belofte is bedoel vir julle en ook vir julle kinders en vir almal daar ver, almal wat die Here ons God na hom toe roep. Met nog baie ander woorde het hy getuig en hulle aangespoor, laat julle uit hierdie korrupte geslag red. Diegene wat sy boodskap aangeneem het, is gedoop en op daardie dag is ongeveer 3000 mense toegevoeg. Die Gees van die Here het aan hulle gewerk. Jy sien, dis nie net genoeg om die uiterlike gestalte van godsaligheid te hê nie. Dis nie meer genoeg om net te weet wie Jesus is nie. Die Here sê vir Joël, hy sê, skeer julle harte en nie julle klere nie. Dit gaan dieper as net hierdie uiterlike dinge wat julle doen. Dit gaan dieper, dit gaan tot jou hart. Hier sê Petrus presies dieselfde ding. Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal verlos word. Handelinge 4 vers 12, daar is ook deur niemand anders verlossing nie, en daar is geen ander naam onder die hemel aan mense gegee waardeur ons verlos kan word nie. Ek het gedink aan baie stellings om te maak vanaand rondom bekering. En mense wat sê, Here, ek neem U aan as my persoonlike saligmaker. En ons ken die Here. Maar hoe meer ek die Bybel bestudeer en hoe dieper ek indelf in die woord, en hoe meer besef ek dat woorde alleen bring nie redding nie. Dis 'n besnydenis van jou hart. Jy moet waaragtig jou hart voor God uitstort. Jy moet berou hê oor jou sonde. Want jy sien, die demone weet presies wie Jesus is. Die demone bely hom ook. Kom, ek gee vir jou die woord vanaand. Markus 1 vers 23 tot 24. Jesus kom dan in die tempel toe. Juist toe was daar in hulle sinagoge 'n man met die mag van 'n onreine gees, en hy het hard geskree toe hy vir Jesus sien. Hy sê, los ons uit, Jesus van Nasaret. Het U gekom om ons te vernietig? Ek weet wie U is die Heilige van God. Daarom wil ek vanaand vir jou sê, om net te bely is nie genoeg nie. Die duiwels het dit ook gedoen. Die duiwels het ook erken wie Christus is. Die duiwels het hom gesien en hulle het hom op die naam genoem. Hier's Jesus van Nasaret. Ons weet wie U is. Julle sal onthou, Jesus het op 'n kol gesê,
Hy sê, daar sal baie na my toe kom in daardie dae en hulle sal sê, Here, ons het in U naam duiwels uitgedryf, ons het in U naam siekes gesond gemaak, ons het in U naam gepreek, Here, ons het baie dinge in U naam gedoen, en hy sal omdraai en vir hulle sê, gaan weg voor my, werkers van die ongeregtigheid, ek ken julle nie. En ek bring vanaand hierdie boodskap, sodat ek en jy sal besef hoe belangrik dit is om intense begeertes te ontwikkel na die stem en die leiding van die Heilige Gees, want ons beweeg in 'n era in waarin dwaling en misleiding so goed gedoen sal word, dat dit selfs die gelowiges sal mislei. En as jy nie daardie verhouding met die Gees van God het nie, dan sal dit baie moeilik wees om staande te kan bly teen die versoekinge en die misleiding wat die duiwel bring. Markus 5 vers 6 tot 7. Toe hy Jesus van ver af sien, julle sal onthou toe die besetene van Gadara, toe hy Jesus van ver af sien, het hy gehardloop en hy het voor hom neergeval en hy skree toe met 'n harde stem, skree die demoon uit hierdie man uit. Hy sê, los my uit, Jesus, die seun van die allerhoogste God. Ek beweer, U by God moet my nie pynig nie, sê hy. Ek besweer U by God moet my nie pynig nie, skree hierdie demoon uit. Die demone weet wie Christus is. Laat ek vir julle sê, dit lyk vir my dat die demone van beter weet as baie mense vandag. Baie mense wat vandag God verwerp, die demone verwerp hom nie. Die demone weet wie Jesus is. Baie mense wat vandag sê, Jesus is nie die koning nie, die demone weet van beter. Mense wat vandag vir God verag, wat hulle rug draai op Christus, die demone het geweet wie Christus is. Daarom wil ek vandag vir jou sê, dit is so belangrik dat ons 'n verhouding met die Here het wat dieper gaan as net kerk toe gaan en jy moet vandag regtig jou hart uitstort voor die Here. Jy moet 'n behoefte en 'n verlange hê. Jakobus skryf, Jakobus 2 vers 19. Hy sê, jy glo dat daar net een God is. Die bose geeste glo dit ook en hulle sidder, so bang is hulle. Ek bring vir jou vandag hierdie woord. En ek maak 'n uitroep op jou, 'n beroep op jou. En ek vra vir jou, wil jy nie vanaand ook besef, dat in die tyd waarin ons lewe, dit so belangrik is, dat ek en jy hierdie intense verhouding met die Heilige Gees sal hê, wat dieper gaan, as net om jou klere spreekwoordelik te skeer nie, die uiterlike dinge. Dat ek en jy na 'n punt toe sal beweeg, waar ons na die diepte en na die hart van God sal smag, dat jy in die aand sal gaan slaap en in die oggend sal opstaan met 'n smagting in jou binneste, om meer te weet van hom, om sy stem te kan hoor, om hom te kan identifiseer as hy met jou praat, om hom te hoor naby jou, dat jy sal hoor wanneer hy vir jou sê, hier is die pad, loop daar volgens, moenie links of regs daarvan afdwaal nie. Dit is die tyd waarin ek en jy lewe. En ek dink dit sal moeiliker gaan. Jy weet, wanneer ek hierdie profesie sien, dan sien ek Joël begin en hy sê, en God sê ek sal my gees uitstort en hy noem my almal. En dan sê hy wat sal gebeur met hulle, hulle sal profeteer. Hulle sal visioene sien, hulle sal drome droom. Met ander woorde, God sal intens met hulle praat tot binne in hulle slaap. In hulle diepste privaatheid sal God 'n verhouding met hulle hê en met hulle praat. Hy sê dis net die begin van die vervulling van die profesie. Hy sê hierdie dinge sal gebeur en dan sal die einde kom. Jy sien die eerste deel van hierdie profesie het klaar plaasgevind in Handelinge 2. Maar die volgende deel kom nog. Ek kyk vanmiddag 'n video van wat aangaan in Oekraïne, in Israel, in Gaza, baie plekke in die wêreld. Rookwolke. En weet jy wat? Ek besef net, as ek nou in Israel gestaan het, en ek het daar gestaan in baie van die tye,
En ek kyk na die brande, na die ontploffings, en ek staan op die grond in Gaza, en hy wêreld in die Midde-Ooste, en jy sien die rookwolke, dan sien jy die son is uitgedoof, jy sien die lig is swart van die rook. Rusland, Oekraïne, die donker wolke is besig om die aarde te vul. Hulle praat en bedreig mekaar die heeltyd met kernwapens en met wapens van massavernietiging. Dis asof die mens doelbewus is, die enigste spesies wat God gemaak het. Die enigste spesies wat God gemaak het wat doelbewus tot sy eie ondergang werk, is die mens. Hy's destruktief van aard. Net God kan hom red. Net God kan hom uithaal uit hierdie sonde, uit hierdie put van die hel uit. Net Christus kan hom red. Dis net Jesus wat die bande kan breek. Maar die mens is so ingestel op sy eie wraak en op sy eie haat, dat ek vir julle sê, ek blaai deur hierdie woord van die Here, en ek sien hierdie profesie is besig om tot vervulling te kom. Vanaand wil ek hierdie volgende stelling maak, en ek wil vir jou sê, ons staan voor die deur van die laaste deel van Joël se profesie. Ons staan voor die deur van die laaste hoofstuk, is hier. Dis hier. Dis voor die deur. En daarom moet jy so sensitief wees vir die Heilige Gees se stem in die tyd waarin ons lewe. Wakker wees. En al sal stemme van misleiding met jou praat, van bedrog, verdraaiing van die woord. Ek wil weer die stelling maak waarmee ek begin het, en ek wil vir jou sê, daar's baie foute wat ons gemaak het, maar niks sal naby die fout kom om die stem van die Heilige Gees te misinterpreteer nie. Daar sal geen vergelyking wees met daardie fout wat jy kan maak nie. En daarom doen ek 'n beroep vanaand op jou. Dat jy, soos wat ons nou inbeweeg in hierdie paar dae van Pinkster, en ons fokus op die werking van die Heilige Gees en wat hy gedoen het, dat ons werklik waar ons ore sal oophou vir wat die Here vir ons wil sê. Ons kan praat oor die uitstorting van die Heilige Gees, maar ek vir julle sê, die tyd is hier. Ek het vandag, toe sê ek vir Johan, ek sê vir hom, ek sal nie verbaas wees as dit in my tyd gebeur nie. Ek weet baie mense voor my het dit gesê. Maar as dit nie in my tyd is nie, is dit in die tyd van my kinders. Maar dis nie ver nie. Dis nie ver nie. En ek doen 'n beroep op jou, kind van die Here. As jy werklik waar sê, jy is 'n Christen, sal daar geen tyd wees wat daardie oortuiging gaan toets soos die een waarin ons nou gaan inbeweeg nie. Dit sal jou toets. Jy sal die vrugte van die Gees moet dra in jou lewe. Jy sal die stem van die Heilige Gees moet onderskei tussen al die ander stemme wat kompeteer vir jou aandag en vir jou gees. Jy sal moet weet wanneer die stem van die Here met jou praat. Want so waar as waaragtig, soos wat ek vanaand voor jou staan, as jy nie vashou en jouself onderwerp aan die stem van God nie, dan sal ons stelselmatig weggerokkel word van ons verhouding met Christus. En wanneer ons oë uitvee, dan is ons so ver weg en so koud. En dan sê die Here vir ons, hy sê, as jy maar warm was, as jy maar koud was, maar omdat jy lou is, sal ek jou uit my mond uitspoeg. Ons kan nie meer lou wees nie. Kom ons maak bemoeienis met die Here.